Ek is oortuig daarvan dat die begroting wat minister Gordhan voorgelê het nie die begroting kan wees nie, want dit is dood eenvoudig pateties. Niks word gedoen om uitgawes te besnoei nie. Hulle fokus net op die inkomste kant en op die ouend is dit ek en jy wat daarvoor betaal. BTW is op en dis nou waar op die media gehamer het en dit is natuurlik akelig. Jy kry geen meer waarde vir die produkte wat jy koop nie, maar jy het dalk al 'n SMS of 'n e-pos gekry wat vir jou sê dit moet nou ongelukkig opgaan want BTW is op. Jy sal ook sien in die winkels vir alles wat jy koop gaan jy nou aansienlik meer betaal as in die verlede, want die BTW word gehef op elke faset van die produksieketting. En dan wil dit nog erger maak as jou salaris, waarmee jy in die eerste plek begin. Die beginpunt vir jou begroting is ook onder extra druk, want minister Gordhan het dit eenvoudig besluit, hy skuif nie die belastingkurwe op nie. So wat dit beteken is, jy het nou 'n verhoging gekry, jy betaal sê nou maar 21% belasting op die grootste deel van jou salaris, nou het jy verhoging gekry, en hy sal dit 'n groter deel van 'n 25 of 'n 36% kerf, wat in die verlede nie sou gebeur nie, want hulle pas dit gewoonlik aan redelik in lyn met die generale salarisverhogings, of ten minste met inflasie. So die uiteinde daarvan is, as jy nou na jou betaalstrokie gaan kyk, van hierdie maand te volgende maand af, dan gaan jy stryk, as jy sien hoeveel belasting jy betaal, teenoor wat jy in die verlede betaal het. En dis dood eenvoudig onvergeefbaar. Hoe kan politieke partye, juist die politieke partye wat altyd vir ons sê, hulle staan saam met die armes, hierdie beleid deurvoer en dan die regering van nasionale eenheidse prosesse omseil om hierdie begroting deur te voer. Ons kan dankie sê vir partye wat dit teengestaan het. Dis nou partye soos die DA en die Vryheidsfront Plus wat hierdie proses teengestaan het, maar ongelukkig het hulle niks daarvoor gekry nie. Hulle word om die waarheid te sê nou vir afskiet deur die res van die partye in die RNE, soos die ANC wat sê hulle probeer onstabiliteit veroorsaak en al hierdie tipe nonsens. Maar wat gaan meer onstabiliteit veroorsaak is dat jy nie meer geld het om vir jouself en jou gesin te sorg nie. En dit is presies wat hierdie begroting gaan doen. Gordhan moet sy huis in orde kry voor hy ons huise leeg tap.